My current demonstrasieles is soos volg. Ek hersien eers die fase toestande wat ons gedoen het in my vorige les van vloeistof, vasstof en gas. Ek vra hulle ook om die eienskappe van dit vinnig te gee, so hulle kan enigiets vir my sê van 'n vaste stof het sy eie vorm, vloeistof met die vorm van sy houer en gas is verspreid en kan soms deurskynend wees. Dan wil ek ook by hulle weet wat interessant is gedoen het, as ek het hulle die twee ander fase toestande ook geleer, al is dit nie in skool bestudeer nie. So ek het hulle plasma en bone Einstein kondensaat verduidelik, waar plasma die binnekant van vlamme is wat baie warm is, so hulle kan dit vir my weer sê. En dan bose Einstein kondensaat het ek ook inskerping om kondensasie te verduidelik en dat hulle weet dat dit is die wanneer deeltjies baie koud gemaak word. Toe het ek aangegaan en het gesê, okay, ons gaan vandag begin met digtheid werk. Digtheid is iets wat oral in ons daaglikse lewe is, maar nie altyd raak gesien word wat regtig is nie. So dan moet ek hulle vra, wat is digtheid? So dan moet hulle weet, dit is die massa wat in 'n sekere volume is. Enigiets rakend dit is my reg. En dan sal ek 'n voorbeeld altyd gee, soos hoekom 'n digtheid help ons om te bepaal hoekom dryf 'n groot boot wat massief is, maar soos 'n klein klippie of metaal pen of ietsie sink dadelik as hy aan die water raak. So dit is bepaal alles digtheid. Dit gaan oor hoë digtheid en lae digtheid. So dan is met my inleiding klaar net met dit. Dan gaan ek oor na my basis toe, my kern van my les. Toe het ek dadelik 'n wolsilinder gebruik en ek het vol water gemaak. En toe het ek 'n klein klippie gehad, toe sê ek vir hulle, hy het nie 'n vorm nie, so 'n onreëlmatige vorm. So ons kan nie die lengte en breedte wil uitwerk nie, ons gaan heeldag sit met dit. So dan kort ons 'n wolsilinder wat met water ingegooi is. Jy kyk by die nommers wat dit is en ons die klippie ingooi, toe sien ons wat was die verskil en dis die volume. Toe rakend dit het ek ook vinnig verduidelik dat mens kan hulle eie volume en goed ook bepaal. Soos as jy 'n badwater tap en in die badwater het jy gemeet hoeveel die volume van die badwater is en dan klim jy daar binne in, hoeveel die badwater styg, is die verskil daarvan is dan jou volume. So, toe het ek net vir hulle verduidelik dat alles gaan oor digtheid, dit is die massa wat in 'n sekere volume is. Toe het ek op die bord 'n kubus geteken, 'n groot kubus met klomp klein blokkies of sirkels gemaak. Ek het maar blokkies en sirkels gemaak. En met dit het ek sommer besluit om vir hulle dadelik te wys dat die hele volume van dit is dalk, kom ons sê 30 cm, 'n bietjie sentimeter. Maar toe het ek ook gedink, okay, hoe ek vir hulle gaan dit beste maak is, ons wil kyk hoeveel 'n klein blokkie is. In daai kubus 'n klein blokkie. Hoeveel van daai klein blokkies is in die kubus per sentimeter, 'n bietjie sentimeter. So dit is vir ons die digtheid bepaal. So ek het toe 'n voorbeeld gegee van 250 blok of ietsie, weeg 250 gram en die volume is 30 kubieke sentimeter. Toe het ek gesê, okay, kom ons werk die digtheid uit van dit. Waar begin ons? Julle weet nie. So heel eerste ding is, ons trek ons driehoekie met ons volume, massa en digtheid. So dis ek sit jou vinger op digtheid, so beteken ons moet massa deel met ons volume. En dat ek hulle 'n hartjie daar omgemaak van die M en die V, maak 'n hartjie. En ek het ook verduidelik dat dit 'n klein letter M is. So toe het ek daai som met hulle gedoen, toe het ons gekry, dis 8 kubieke sentimeter per gram per kubieke sentimeter. Dis verduidelik ook as nou kilogram was of milligram was, sy ons herleiding gebruik het om dit maal met 1000 of deel met 1000. Dis ek hulle met wiskunde is dit altyd so, jy moet die eenheid reg skryf, anders bepaal dit nie veel nie. So toe het ek nou daai som met hulle gedoen, ek dink, ja, ons het 8 gram per kubieke sentimeter gekry, en ek het ook verduidelik hoe om dit te skryf en alles dat dit 'n klein letter M is.
Nou het ek gewys dat elke liewe klein blokkie, dit beteken hy is 8 gram per kubieke sentimeter, net 8 gram per kubieke sentimeter, vir elke klein blokkie. So elke klein blokkie is dan net die deeltjies. Toe het ek het ook baie verduidelik dat yster het hoë digtheid, so hy het min spasie in die deeltjies, en hout het 'n lae digtheid, die deeltjies is losweg gepak. So hoë digtheid gaan sink dadelik, lae digtheid gaan dryf. Dis hoekom dit dryf. Dis hoekom 'n klippie dadelik sal sink, maar 'n stuk hout wat groter as die klippie sal dryf. En ek het 'n klippie in die water gegooi en ek het 'n klein stukkie papier gevat en dit in die water gegooi en dis hoekom dit dryf. En ek het ook toe verder gegaan van, dink aan die aarde se gravitasiekrag. As ek 'n bottel water het of iets, hoekom as ek dit ingooi, bly dit bo, want ek gooi dit mos bo in, so hoekom bly die water nie bo nie, en as ek omdraai, val dit weer af. En toe moes ek gesê, dit is die aantrekkingskrag van die aarde, of gravitasiekrag, enigiets in daai lyn. So ek het met diepte dit ingaan en vir hulle gesê, okay, toe nou som self, toe gee ek hulle die driehoek op die bord, alles is op die bord wat ek verduidelik het, hulle moes nou net self die volgende 2 somme gedoen het. Toe het ek net afgesluit om te sê, okay, wat is massa? Hulle moet net vir my beantwoord, massa is enige iets wat swaar is of gewig is, wat deeltjies van die materie se gewig by ons sies. En toe ek gevra wat is volume, toe is hulle ook geantwoord het vir my, dit is ook 'n ruimte waarin die deeltjies is, dis die spasie wat daar is. En toe vra ek wat is digtheid, toe is hulle gesê ruimte en spasie saam. En by ons is net alles vandag hersien in my samevatting van digtheid. Ek het sommer weer gevra, nou mag ek sommer die fase toestande, en ek het afgesluit met, hulle moet vir my al hierdie werk opsom, wat uit die werkkaart uitkom, want alles is mooi uitgebeeld in die werkstuk, wat belangrik is, en alles net in meer diepte. So, oor die algemeen het die les baie goed gegaan, en die kinders het mooi verstaan die manier hoe ek dit verduidelik het. Ja.